Daar is nie genoeg ure in 'n dag nie, veral nie as jy 'n ouer is nie. AON en Afrikaans.com het kundiges en spesialiste genooi om onderwerpe te takel wat ouers grysare gee, soos 'n kind universiteit te stuur. Ek gesels met die adjunk fisiekanselier vir navorsing, innovasie en nagraadse studies en aangewese fisiekanselier en prinsipaal van Saltlaatjie Universiteit, professor Debra Meyer. Welkom, professor Debra. Baie dankie. Professor, ek wil baie graag weet, hoe kan ouers hulle kinders voorberei en toerus, sodat hulle 'n goeie kans staan om tersiêre opleiding te ontvang? Weet jy, almal weet nou dat om toegang te kry tot 'n tersiêre instansie, moet jy goeie punte hê op hoërskool. Maar ouers moet besef, die voorbereiding vir daai goeie punte op hoërskool moet lank voor hoërskool begin. Een van die beste goed wat jy vir jou kind kan doen, is om 'n liefde vir leer aan te kweek, sommer baie vroeg al. En jy kan nie 'n liefde vir leer aankweek sonder 'n liefde vir lees nie. Nou, onmiddellik gaan mense vra, nou, hoe doen jy dit? Dit is baie eenvoudig. Kinders hou daarvan om vrae te vra. En as 'n ouer is jy aanvanklik die enigste bron van kennis vir daai kind. Soos tyd aangaan, sal die kind ook ervaring kry en dan kan jy vir hulle wys waar kan hulle beter bronne van kennis kry. Maar aan die begin is jy die bron van kennis en jy moet antwoorde gee tot die beste van jou vermoë. Dan saam met dit gekoppel moet jy 'n liefde vir lees aankweek in jou kind. En hoe jy dit sal moet doen aan die begin is om saam met jou kind te lees, sodat hulle self kan genot daar uitput, né, en dit self wil doen. Ja, maak sin. Maar as 'n ouer nie lees nie, is dit baie moeilik om vir jou kind te sê gaan lees. Sulke waardevolle raad, genade. Ek kan sien hoe my pa van daai goed al met my gedoen het. Die mense dink dit is so stupid, maar dit help 'n kind regtig. Ja. Maar hoe kan jy jou kind ook voorberei vir al die fasette van die lewe? Ek sou sê van die goed wat jy jou kind moet leer om, jy weet, vir hulle die lewe maklik te maak, is kommunikasie. Praat as jy 'n probleem het, vra as jy moet vra. En baie belangrik, as jy hulp nodig het, vra vir hulp. Moenie skaam wees dat jy nou en dan iemand moet vra nie, want dit gaan ook seker maak dat jy besef wanneer jy iets goed ken, kan jy dan daai kennis oordra aan iemand anders. So kommunikasie sou ek sê is uiters belangrik. En dan baie belangrik vir die lewe is geld. Weet hoe om met geld te werk. En weer eens, 'n ouer kan uit hulle eie ervaring vir 'n kind leer. As jy nie goed doen met geld bestuur nie, wees eerlik daaroor, jou kind gaan dit in elk geval self uitfigure. Nou, so sê vir hulle, nie almal weet hoe met geld te werk nie, maar dis weer eens iets wat jy kan leer. Die laaste ding wat ek sou wou sê op daai vraag is, leer jou kind om onafhanklik te wees, maar ook verantwoordelik, né? Okay. En baie belangrik, besef almal is mense. So dit wat jy deurgaan, is heel waarskynlik dieselfde wat 'n ander persoon mee te doen kry. Maar dan ook, daar is baie uitdagings wat kom met tersiêre opleiding. Ja. Wat is dit en hoe kan ouers hulle kinders voorberei vir dit? In my ervaring sou ek sê, jou kind moet voorberei wees op akademiese druk, né? Net omdat jy 10 onderskeidings gekry het op hoërskool, beteken nie dit gaan net natuurlik kom op universiteit nie. So jy moet weet wat om te doen omtrent akademiese druk. Hoe herstel jy as jy skielik nie die punte kry wat jy wou hê nie? En wat doen jy om dan die saak, jy weet, weer aan te pak en dit reg te stel? Baie belangrik vir akademiese druk is studeer. Daai gefokusde leer, jy moet dit doen. Jy gaan nooit 'n graad kry as jy nie studeer nie. So as daar iemand is wat vir jou sê, ek het alles reg gekry sonder om te swat, is 'n absolute leuen. Jy gaan moet fokus op 'n punt. En as jy dan sukkel, is nie die einde van die wêreld nie. Weerens wat ek net nou genoem het, kommunikasie. Vra vir hulp by iemand. Alle universiteite in die land het hulpbronne om jou te help studeer. En tutors, ja. Presies. So as jy aan die begin aanvaar dat jy gaan dalk akademiese druk optel, wees net seker oor hoe gaan jy dit regstel. En daar is hulpbronne. Gebruik daai hulpbronne en vra vir hulp. Dis absoluut belangrik. Die tweede ding wat ek dink studente mee sukkel op universiteit is om 'n balans te handhaaf. Daar's soveel wat aangaan by die universiteit. Jy weet, daar's nou 'n dans hier, daar's 'n funksie daar, sport. As hulle weet om tyd te bestuur, dan gaan hulle tyd maak vir swat, tyd maak vir sport, tyd maak vir al die ander goed. Jy moet jou lewe op universiteit geniet. Ek is 100% daarvoor, maar ek dink die belangrikste is jy moet nie vergeet waarvoor is jy daar nie. As jy nie aan die einde kan uitkom met 'n kwalifikasie, het jy jou tyd gemors. Ja. En dit is moontlik om alles te geniet op universiteit solank jy beplan en 'n balans handhaaf tussen alles wat gedoen moet word. Baie dankie vir die waardevolle inligting, prof. Ja, 'n plesier. Van die hartoortplanting tot die creepy crawly. Ons Suid-Afrikaners ken van innoverend wees. Ons gaan kuier by 'n entrepreneur wat hier reg onder ons neuse grense verskuif.